Goeiemôre, lekker om saam met jou te kuier op so besonderse mooi oggend. Dis Sondag. En ons oggend aanlyndiens, so tussen 10 en 11, altyd vir my een groot voorreg om saam met elkeen van julle te kuier. En ek glo jy het ook 'n baie besonderse mooi week agter die rug en dat hierdie vir jou 'n goeie week was. Ons is in die laaste week van my maand. En kan jy glo hoe hardloop die tyd? Dis vir my, Pastor Stef, altyd een groot voorreg om saam met julle te kuier. Mag vanoggend se boodskap ook 'n boodskap wees wat jou werklik waar sal inspireer vir hierdie week wat voorlê, vir 'n nuwe maand wat ook voorlê. Soveel dinge wat gebeur. Junie maand gaan ons Israel toe en vat 'n groep saam met Royes en Andre Strauss. En as jy daar's nog 'n plek of 2 as jy wil saamgaan. En ja, kry jou kaartjie en kom saam met ons. En volgende is vir my sommer maar net lekker, net nou toe ek al by my dogter in die kamer instap en sy lê nog so lekker snoesig en slaap. Dus dit vir my, jy weet, dit is lekker om, jy weet, jou kudde onder jou dak te hê. Nou, vanoggend vroeg, baie vroeg alreeds, terwyl ek op was, toe dink ek aan dankbaarheid. En vanoggend wil ek werklik so jou uitnooi om 'n bietjie te luister, terwyl, jy weet, so 'n mooi dag is hier in Pretoria. Oor dankbaarheid wil ek so 'n bietjie met jou gesels. Ons vergeet dit. En vanoggend, terwyl almal aanlyn kom, wil ek sommer so saam met jou bid. En vanoggend wil ek dankie sê, Here, vir hierdie man en vrou wat saam luister. Here, my gebed is dat U haar en hom so sal seën, dat dit wat hulle gebedsversoeke is, dit wat hulle vanoggend, Here, begeer uit U hand uit, ag Here, raak hulle aan en kom staan by hulle stil. Here, kom omvou hulle met U beskerming en met die Heilige Gees. Dankie vir 'n oomblik wat ons maar net, Here, onsself aan U kan kom wy, weer eens. Here, ons doen dit elke dag. Maar in hierdie dag kom wy ek, Here, my mens wees, my gedagtes, my alles sommer maar net vanoggend aan U. En vanoggend kom ons en ons sê, Here, ons het U so nodig in elke faset van ons mens wees. Here, en kom word verheerlik ook deur hierdie boodskap vanoggend. En Here, vanoggend wil ons kom om te sê, U is groot en U is heilig. Daar is niemand soos U nie. Dankbaar vir U kennis uit die woord, Here. Dankie vir genade. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die seën. Dankie, Vader, vir nog 'n kans op lewe. Dankie vir nog 'n kans in 'n nuwe dag. Dat ons saam is en vanoggend so maar net so 'n bietjie by die woord kan kom stil staan. Is my gebed in Jesus se naam. Ja, ek het sommer gedink ek stap so 'n bietjie uit die huis uit en kom sit hier buitekant en praat so 'n bietjie met jou en kom deel met jou oor dankbaarheid. En as jy nog nie op ons groepies is nie, dan wil ek jou uitnooi om sommer net 'n WhatsApp te stuur en te sê, Stef, laai my op die groep. Ons het 'n WhatsApp groep van 'n paar duisend en vir my is dit altyd lekker om die boodskappe daarso in PDF formaat ook te deel. En as jy nog nie op die groepe is nie, my nommer sal op TikTok verskyn en hy sal ook so op Facebook verskyn en jy sal hom ook op YouTube sien. YouTube, ons vat die boodskappe, ek is nog nie live op YouTube nie, maar ek plaas dit daar op my groep, Pastor Stef, en jy kan my daar gaan follow ook op die Pastor Stef groep. En natuurlik op Facebook, op die Pastor Stef en op Instagram. En natuurlik vir al die TikTokkers, altyd lekker om saam met julle te kuier. Die lekker vir my is om in hierdie 2 jaar wat ons met die aanlyn kerk besig is om sommer maar net so soms uit die face uit maar net te praat en jy weet ook gemaklik is om op die groep ook, jy weet, te praat oor alledaagse dinge. En ek wil jou uitnooi om vanoggend maar ook in my boodskap in my hart te hoor en te weet vanoggend
Jy weet, dit is maar die manier hoe die Here maar met my praat en hoe ek oorkom, kom ek maar oor soos ek oorkom en ek glo dit is maar die Here elkeen van ons gebruik. En vanoggend wil ek vir jou ook sê dat God wil jou gebruik net soos jy is. God het jou lief net soos jy is. En vanoggend, ja, ek weet nie op Facebook, ek sien een sê hulle kom nie reg op TikTok, hulle kom nie reg op Facebook nie, maar ek sien daarom op Facebook lyk ek of ek, jy weet, regkom of dat ek daar is. Kan iemand maar net vir my sê of ek op Facebook reg is? Wel, ek kan sien alles wys aanlyn is reg. Op YouTube, op TikTok lyk dit of ek op reg is en dan ook op Facebook. Nou ja, vanoggend wil ek so 'n bietjie met jou kom praat oor dankbaarheid. Ek dink ons vergeet dit baie keer, jy weet, om dankbaar te wees, want die Bybel is vol verse wat met my praat oor dankbaarheid. Verse wat ek lees, dat ek moet dankbaar wees en ek moet vir God dankie sê. Ek lees gou vir jou Kolossense so vroeg in die oggend en jy kan hierdie versies later in my boodskapie gaan kry. Ag, ek deel sommer maar net met jou sodat jy weet jy dit kan vat en dat jy in jou daaglikse handel hierdie kan vir God dankie sê. Kolossense 3, kom in vers 15 en hy sê dit so mooi, hy sê verder, laat die vrede van Christus, wat het hy sê, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juist daartoe geroep en wees dankbaar. Die vrede van God. Ek dink ons mis daagliks daai vrede. En ek en jy gaan deur hierdie boodskap vanoggend so 'n bietjie, jy weet, uitgedaag word om dit te gaan opsoek in ons lewens. En eintlik is dit nie moeilik nie. Want hy kom in Kolossense 4 en hy sê in vers 2, volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. As jy bid. Wanneer laas was jy daar by daai plek wat jy in gebed volhard het? En ek wil jou uitnooi om te volhard vandag. Te volhard en hy sê in vers 2, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Waaksaam, want ek wil vir jou sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te slag en te steel en te verwoes. En hy sal alles in sy vermoë doen om van jou te kom roof. Hy sal alles in sy vermoë doen om van jou te kom steel. 1 Timoteus 4 sê so mooi in vers 4 en vers 5, want alles wat God geskep het, is goed, en niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, omdat dit deur die woord van God en gebed geheilig word. Waarom moet ek en jy dankbaar wees? Nou voor ek en jy by dit gaan stil staan. Boetas is al luister gou. Hierdie gedeelte in Timoteus is vir my so mooi. Hy sê, want alles wat God geskaap het, kyk gou ook na jou lewe, want alles wat God geskaap het, hy sê, is goed. En niks wat met danksegging ontvang word. Ek en jy ons moet vanoggend dankie sê vir die dak oor ons kop. Dankie sê dat ek kon opstaan vanoggend. Dankie dat ek nou kan gaan pap eet. Dankie dat ek gesond is, al het ons tekortkominge. Omdat dit deur die woord van God en gebed geheilig word. Nou, waarom moet ek dankbaar wees? Ek wil vir jou sê, daar is natuurlik verseker vandag baie redes waarom ek en jy maar vir mekaar kan sê, ja, ek kan hieroor dankbaar wees, ek kan daaroor, maar ek wil net so 'n bietjie
Jy weet, by jou stilstaan om, ons moet byvoorbeeld, ek het vanoggend ek in die sitkamer sit, en dink ek, ons moet byvoorbeeld vir God dankie sê, omdat hy vir my sorg. En ons moet onthou dat al die goeie dinge wat ek en jy ontvang en wat ons het, en jy sê dalk jy het nie, maar jy gaan nou sien, jy het eintlik soveel om voor dankie te sê, kom uit God se hand uit. En wanneer ons dankbaar is, fokus ons meer op wat ons het. Hoor jy wat ek vir jou sê? Wanneer ek en jy dankbaar is, fokus ons meer op wat ons het en ons sien al die seëninge in ons lewens raak. Vriende, ek dink ons word baie min stil voor die Here. Ons doen baie min kosteberekening vir wat in ons lewens bygevoeg word. As ons nie dankbaar is vir wat ons reeds het nie, weet jy wat gaan gebeur? Ek en jy gaan begin fokus op die dinge wat ons nie het nie. En dan, die oomblik as ek en jy dit begin doen, raak ons ongelukkig. Ja, navorsing het gewys dat dankbaarheid goed is vir 'n man, goed is vir 'n vrou, goed is vir jou gees, goed is vir jou siel, goed is vir julle se gesin. En Here, mag ons kweek dankbaarheid. In een studie, en dit is my so interessant gewees, is 'n groep mense gevra om elke dag 'n paar sinne te skryf oor dinge wat die week met hulle gebeur het, waarvoor hulle dankbaar was. 'n Ander groep moes skryf oor alles wat hulle geïrriteer en ongelukkig gemaak het, en jy gaan sê, ek het eintlik baie. 'n Derde groep moes gesit het en geskryf het wat alles met hulle gebeur, sonder op te fokus op die positief en sonder om te fokus op die negatief. En na 10 weke was die wat geskryf het oor die dinge waarvoor hulle dankbaar was, baie meer optimisties en het beter gevoel oor hulle lewens. Ek het 'n lang gesprek gehad gisteroggend met my ma, eintlik gisteroggend. En partykeer is ons geneig om moedeloos te raak, en ons is partykeer geneig om in die nou vas te kyk waar ons tans is, maar eintlik doen God soveel. En is interessant dat hierdie groepe wat daai oefening moes uitoefen vir 10 weke, hierdie groep wat die positief moes neerskryf, het ook op die einde van die studie kon sê, ons het minder by die dokters gedraai, as diegene wat op die negatief gefokus het. Sien jy vanoggend, waarom is dit eintlik baie goed om vir jou en vir my om dankbaar te wees en gereeld vir God dankie te sê. Dankie Here vir hierdie werkie wat ek het by die Bybelgenootskap, hierdie groot taak. Here, dankie vir die voorreg wat ek het om aanlyn te kan bedien. Dankie dat ek by plekke kan uitkom en met mense kan praat oor God. Sien jy waarom dit eintlik sommer baie goed is vir jou vandag om dankbaar te wees en om vir God dankie te sê. Draai na die een langs jou toe wat nou dalk in die bed lê en sê dankie vir jou. Dankie vir wie jy is. Dinge waarvoor ek en jy dalk na moet kyk om dankie voor te sê is. Dalk kyk jy vandag na jou lewe en jy sê, Stef,
ek het nie eintlik veel om in my lewe voor dankbaar te wees nie. Ek wil vir jou sê, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Daar is altyd iets waarvoor ek en jy in ons lewens voor dankbaar kan wees. En as ek dit vir jou sê, dink ek eerstens in my lewe aan Jesus. Want sonder Jesus sou nie een van ons, ek en jy, eenvoudige kans gestaan het om ooit by God uit te kon kom nie. En daarom moet ek en jy as gelowige, en dalk sê jy vir my, ek ken nie die Here nie, dat jy ook kan kom om te sê, dankie Jesus, vir wat jy vir my ook gedoen het as 'n sondaar aan die kruishout. Ons moet dan ook gereeld sommer by 'n plek kan kom om vir Vader dankie te sê dat hy Jesus gestuur het om vir my wat Stefan is, die prys te kom betaal. Hy het sonde geword. Hy het sy lewe afgelê vir my, en ek dink vanoggend aan dankbaarheid, dan dink ek sommer aan, wow, ek begin by Jesus. En ons moet vir hom dankie sê, omdat hy bereid was om sy lewe vir my af te lê. Sodat ek versoen met God kon, versoen met God. Buite Jesus geloof. En by 'n plek kan kom om vanoggend te kan sê, Here, U is my alles. En vanoggend is iets is wat ek nog oor dankbaar kan wees, en jy en ek, is dit geloof. Want nog iets waarsonder ek nie, en ek glo jy ook vanoggend kan klaarkom nie, is geloof. Ons het dit so nodig in ons lewens. In Hebreërs 11 kom hy en hy sê in vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en hy beloon die wat hom soek. Jy sien, vir my is Jesus my anker, God my anker, die Heilige Gees my anker. En gelukkig is geloof dan ook iets wat God in sy groot genade vir jou en vir my as 'n geskenk gee. Romeine 10, en ek praat vanoggend oor dankbaarheid, en dink ek aan vers 17, wat hy kom en hy sê, hoor hoe mooi stel hy dit, hy sê, die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Wanneer iemand hierdie boodskap van Jesus hoor, word geloof deur die Heilige Gees in sy hart opgewek, sodat hy wedergebore kan word. Ek wil dankie sê vanoggend eerstens vir genade in my lewe. Hy het genade betoon. U wat my meester is, wat my koning is. Genade vir my. Jy sien, verlossing en geloof is dus al twee geskenke uit God se hand, uit iets waarvoor ek dink jy oor moet dankbaar wees. Is Jesus, is die geloof, en natuurlik ook soos die Heilige Gees. Want jy sien, God het die Heilige Gees vir ons gegee, om ons te help en ons by te staan, en die wonderlik is, donderdag die 29ste is Hemelvaartdag.
En ek het gehoor hoeveel besighede toemaak en ons eie Bybelgenootskap het gesê, daai dag maak ons toe, want Jesus het vir ons opgevaar hemel toe, en dis besonders. Wat het hy gaan doen? Hy het gedoen om vir jou en my 'n plek voor te berei in die hemele. Hy's juis by die Vader besig om vanoggend vir jou en my in te tree. En hy gee vir my en jou die Heilige Gees om my en jou by te kan staan. En wanneer ek en jy met die woord en met die Bybel besig is, kind van God, leer hy ons die waarhede wat jy en ek moet weet. Hy help ons ook, en die wonderlik is die Heilige Gees help jou en my om dit te verstaan. Dis nie onmoontlik om die woord te verstaan nie. Dis nie onmoontlik om dit te lees nie. Dis nie onmoontlik om die Bybel te vat en dit joune te maak en in 'n persoonlike verhouding met God te kan kom nie. Wanneer ek en jy, wanneer dit nodig is, herinner hy ons aan waarhede wat ons reeds geleer het. En hy help ons om dit uit te voer. Hy help ons om dit uit te leef. Nou, ek kom sit en kyk ek so en ek is ons klop gansies op die water en ek sien daai sorgloosheid in die natuur. Ek en my dogter sit en die hasies is hier op die grasperk en gisterin sy vang vis en ek sit hier so en ek raak uit bewus van hoe God vir alles sorg. En partykeer vergeet ons dit. Die klein dingetjies. En ons mis. En vanoggend wil ek eintlik poog om by jou stil te kom staan om vir jou 'n paar goed uit te wys. Want verder help die Heilige Gees ons om te bid. Hy bid ook vir ons wanneer ons nie woorde het om self te bid nie. Al hierdie dinge en soveel meer is dinge waarmee die Heilige Gees in ons lewens besig is. En ons moet verseker dankbaar wees daarvoor. En ek moet kom om dankie te kom sê. Ons het, ek weet baie gemeentes hou 1 keer 'n jaar so dankdiens. En ek het elke jaar toe ek nog 'n predikant was van 'n gemeente, het ek 'n dankdiens gehou aan die einde van die jaar. Dan het ons as 'n gemeente saam gekuier en ons het eintlik maar net mekaar bemoedig deur hoe die Here ons gedra het deur die jaar. En dat ons lekker saam skaap op die spit gebraai en ons het net as 'n gemeente gesing en die Here geloof en mekaar gestig. Mens hoef nie net 'n sekere maand uit te sonder nie. Jou lewe moet konstant kan getuig van dankbaarheid. En ek moet leer vanoggend om dit meer raak te sien. Daar's meer goed as sleg wat in Stefan Pieters se lewe gebeur. God doen soveel. En ons mis baie keer. Kom in 2 Timoteus 3 en nog iets wat ek dink in baie mense se lewens nagelaat word is om dankbaar te wees vir die Bybel. Ek het hierdie week by skool in Atteridgeville vir graad R en graad 1 en vir graad 7's bykans by die 200 Bybels uitgedeel en my so getref na die diens of na die skoolopening hoe van die kinders kom praat het om
te vra vir 'n Bybel en hoeveel kom dankie sê het. En hoe die kinders gebuig het elke keer as hulle 'n Bybeltjie ontvang. En ek het hulle herinner dat mag dit die lamp wees op hulle pad. Ag, Boeta, Sissa, ons het almal Bybels in ons huise. Kom ek en jy lees dit. Kom laat ons nie dat dit stof opgaar nie. Hy sê in 2 Timoteus 3 vers 16. Ek praat met oor dankbaarheid in vers 17 ook. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam sodat, hoor wat sê hy, dis vir my so waar, ai, dis hoekom dit so belangrik is. En hy sê hierso, sodat die wat aan God behoort, bekwaam kan wees, te volle toegerus vir elke taak, vir elke goeie taak. Die woord is vir my en jou om ons toe te rus vir ons 24/7. Ons elke dag. En in hierdie 2 versies wat ek lees, sien ons wat God deur die Bybel in ons lewens doen. Teregwys, onderrig. Hy leer ons die waarheid. En deur die Bybel wil hy ons wys wanneer ons ook verkeerd is. Ag, en as ek jy nie maar baie verkeerd nie. Nou kom ons roem nie dat ons altyd reg is nie, maar kom ons roem in God en ons kom ook in nederigheid en erkenning dat ons het God meer nodig as ooit in ons lewens, selfs in hierdie dag en hierdie week wat voorlê. Want hierdie Bybel wil hy my wys, hy wil jou wys wanneer ons verkeerd is. Hy wil ons leer om die regte pad te kies en die regte pad te stap. Ek skiep baie te kort. Maar hier kom God en hy wil my en hy wil jou opvoed sodat ons aan hom gehoorsaam sal wees en ons meer van hom sal leer in ons lewens. Sien jy, vanoggend as ons praat van dankbaarheid, waarom dit so belangrik is om dankbaar te wees vir die woord. Sien jy ook waarom dit iets is waarvoor jy nou moet dankbaar wees. Ek is so geseën, jy is so geseën dat ons 'n Bybel in ons eie taal kan lees. Nie alle mense het daai voorreg nie. Tans juis by ons Bybelhuis is die manne besig om die Bybel te vertaal vir groepe wat nog nie 'n Bybel het nie. In 2025. Ek is bevoorreg om te kan lees. Na 'n audio Bybel te kan luister. Op my tablet, op my rekenaar, op my slimfoon. Die app te kan aflaai. Die voorreg om dit in my hand te kan hê. Ek dink ek gaan net nou kyk of ek die app som op ons groepe kan plaas. Dat as jy nog nie hierdie app op jou foon het nie, dit is gratis, maar jy het die woord by jou. En daarom is die Bybel beslis ook iets waarvoor ek en jy God vandag moet dankie voorsê. Baie keer as jy so deur Facebook scroll en deur TikTok, dan sien jy ter nagedagte van iemand of rus en vrede, iemand wat ewe skielik weggeruk is of deur siekte, selfs nog so jonk. En vanoggend iets wat ek en jy dalk maar vir onsself ook moet sê is hierdie lewe. Die feit dat jy
en ek lewe. Hoewel jy en ek dalk, of jy vanoggend sê, dit voel nie vir my of my lewe maanskyn en 'n rose altyd is nie. Maar elke dag, hierdie oggend, terwyl die son so mooi opkom, is 'n geskenk van God vir Stef. Moenie vergeet dat God 'n doel met jou lewe het nie. Moenie vergeet die prys wat hy vir jou betaal het nie. En jy weet dalk nie nou wat dit is nie, maar ek wil hê jy moet God vertrou om hierdie pad te stap saam met God, sodat hy jou die krag gee om dit te kan uitleef. So wees dankbaar daarvoor. En onthou om gereeld vir God dankie te sê vir jou lewe. Nou ek wil vir jou sê hoe om dankbaarheid uit te leef. Ek moet vir jou sê om vir God dankie te sê vir al die goeie dinge wat ons uit sy hand uit ontvang. En dis verseker baie belangrik. Dankie vir my kinders. Dankie vir die nou oomblik. Dankie dat ek die dag in U naam kan begin. Hier is 'n nuwe week wat voor lê en maandagoggend moet jy vroeg opstaan terwyl die son moontlik dalk nog nie eens op is nie. En jy kom eers dalk laat by die huis wanneer die son al onder is. Sê dankie vir goed. Jy sien, daar's soveel maniere wat ons kan uitleef om God te eer deur dankbaarheid. Kom ek noem gou vir jou 'n paar. Jou getuienis. Ja, jy sien, wanneer jy verander van Jesus vertel, ek en jy is ons besig eintlik om te getuig. Jy is ook besig om dankbaarheid uit te leef. En wanneer ons vir iemand vertel wat God onlangs vir jou en vir my gedoen het, is jy en ek eintlik besig om daaroor te getuig. En leef die dankbaarheid uit. Maak 'n punt. Boeta, sissa, maak 'n punt daarvan om gereeld vir iemand te vertel wat Jesus vir jou gedoen het en besig is om te doen. So, verkondig ek deur dit ook so die evangelie. Jy moenie vergeet om ook 'n lewende getuie te wees nie. Leef jou lewe op so 'n manier dat Jesus in jou lewe gesien kan word. Ek dop hy toets baie. En ek vra baie, Here, wysheid en insig en krag om tog nie so op te tree nie. Ek dink elkeen van ons. Iets wat ons maar nie meer doen in die lewe nie. En ek sê dit vanoggend vir jou is om ook ander te dien. Dis 'n manier om ook jou dankbaarheid te kan getuig, om ook daar te kan wees en te kan ander dien. Jy kan dit op soveel verskeie maniere doen in jou lewe. Iemand optel wat nie 'n voertuig het nie en vat om inkopies te gaan doen. Iemand wat siek is, sy kinders dalk te gaan oplaai by die skool. Iemand wat iets kosbaars verloor het en iemand net nodig het en net sy hande te kan wees. Jesus se voete te kan wees.
Soms is vriende, familie siek. Iets kleins wat dalk vir jou nie groot gaan wees nie, is om vir daai vriendin of vriend te sê, kan ek na jou kinders kyk? Of te sien hulle gaan deur 'n moeilike tyd in hulle huwelik, om te sê ek sal die naweek bietjie julle kinders vat, sodat julle kan wegbreek. Klein dingetjies. Daar is soveel dinge wat ons kan doen, wat nie noodwendig geld kos nie, maar wat vir daai persoon van baie waarde kan wees. Wanneer die ander mense dien jy vir God en leef jy dankbaarheid teenoor hom uit. Nie 'n slaaf te wees vir iemand nie, maar in die konteks van my boodskap vanoggend is om te kan kom en sy hande en sy voete te kan wees. Wees elke dag dankbaar. As 'n mens mooi gaan kyk en hoor my hart vanoggend, sal jy sien, daar's elke dag iets wat jy voor dankbaar kan wees. En as jy elke dag besig, God is elke dag besig op een of ander manier om in my lewe te werk, in jou lewe te werk. En juis nou is ons, wat ek net gesê het, dalk so gefokus op die negatief, dat ons eintlik die hartklop van Vader mis deur dit wat hy besig is om te doen. Hy is besig. En ek wil eintlik kom om vanoggend te sê, dankie Here dat U besig is met my. Dankie dat U met elkeen van ons besig is. So maak 'n punt in jou dag, of in die oggend vroeg, etenstyd, wanneer jy 'n breek het, of in die aand, maak tyd, dat hy deur jou kan werk. Maak dis 'n punt daarvan, om deur jou dag, en selfs vandag, op te let, waar jy God se vingerafdrukke in jou lewe kan raak sien. Oeg, en ek gaan net hierdie William Patrick, hier Kamsdag William Patrick blok, daar is hy. Sien dit raak. Sê dan sommer dadelik vir God dankie. Hoekom dadelik? Want ons as mens, ons vergeet sommer maklik. En onthou ook om dankbaarheid uit te leef, deur op dit wat ek nou net hierso so vir jou in die laaste halfuur mee gedeel het. En jy sal sien hoe dankbaarheid ook jou lewe verander. Nie een van ons is op dieselfde plek nie. Nie een van ons het dieselfde nie. Maar Here, dankie vir wie ek is. Dankie vir waar ek nou is. En uit dit uit loof en eer en prys ek God. En ek dink as ek by daai plek kan kom, om uit daai omstandigheid uit God te loof, sal selfs ook daai wat ons bind, daai bande breek. Sal ons vrykom. Sal ons verlos word. Here, ons is dankbaar op hierdie pragtige mooi dag.
vir genade, vir liefde, vir u woord, ons lewens, die Heilige Gees, my gesondheid, 'n werk, familie, vriende, selfs hierdie fellowship. Dankie, dankie, dankie vir wat ek het, want dis genade. Heilige Gees, dankie vir die rol in die drie-eenheid. Jesus, dankie vir die prys. God, dankie dat U Seun vir my gestuur het. Ek wil vir jou ook vra om daar waar jy sit, saam met my, ook vir God dankie te sê vir jou deurbraak. Sê vir God dankie vir dit wat jy nog nie sien nie. Begin hom al reeds daarvoor te eer. Dankie vir daai werk. Dankie vir gesondheid. Dankie vir my genesing. Dankie vir my deurbraak. Dankie vir my verlossing. Dankie, dit is so waar dat daar nie vervolging is vir my wat die woord kan uitleef. Here, ek het soveel om voor dankie te sê. Die dak hier oor my kop. Here, dat U my elke dag behoed en bewaar. Dat U vooruit gaan en my paaie gelyk maak. Dankie vir hierdie laaste week van hierdie maand, waar daar bekommernis, waar daar vrese is in iemand se hart, Here, wil ek dankie kom sê, dat ek saam kan kom bid, dat hierdie ook hulle week sal wees, van dankbare harte, vir hom en haar deurbraak. Dankie vir daai lewensmaat, dankie vir daai vrou, dankie vir daai man, dankie vir daai kind, dankie vir daai ouers. Ons sê, Here, so min dankie. Dankie vir wie U is vir my. Dankie dat U my paaie gelyk maak. Dankie dat U my in die holte van die hand hou. Here, dat U selfs die pes van my huis af weghou. Ongeluk van my huis af weghou. Dankie vir oggend dat ek vir haar en vir hom kan bid wat vir oggend luister. In Jesus se naam. Amen. Ons moet ook vir mekaar dankie sê. Dankie vir jou wat vir my bid. Dankie Here dat ons geleentheid het om vir mekaar te bid. Dankie vir elkeen wat in hierdie bediening belê. En ek dink nie jy sal dit besef nie, maar wat dit beteken. Dankie Here vir hierdie vrou, vir hierdie man wat ook in my bediening belê. Wat vir my bid, vir wie ek kan bid. Dankie, dankie Here. In Jesus se naam. En partykeer om uit te reik en ander te seën op die markplein wat minder het as jy en ek, kom jy ook agter, wow, ek het eintlik baie, ek het genoeg. Ons is gister in die viswinkel, want sis sal wel vis vang. En ek ontmoet mense wat my ken van TikTok of van Facebook, loop my raak binne in die viswinkel, sê, "Hi Pastor Stef, ons het gou ook 'n paar goedjies kom koop vir hierdie billetjie." Ek dink hy het judo gedoen, hulle is van Warmbad, en hy het goud gekry. En ons kry net vir 'n paar goedjies vir my gou vir sy
viskas. En toe ek in die kar klim, van daar af gou winkels toe, toe dink ek aan hierdie trotse pa en hierdie trotse ma vir hierdie kind. En ek besef, ons vergeet die klein dingetjies. Vergeet om ons hand op hulle te sit en vir God dankie te sê ook vir hulle, ons kinders, hulle wat naby ons is. Onthou as jy nog nie op ons groepies is nie, op WhatsApp, my nommer is op TikTok en op Facebook en ek kom oralste op en ja, ek wil graag hierdie boodskap in PDF formaat vanoggend gaan ek daar plaas binne die volgende 15 minute. Mag jy ook hierdie boodskap vanoggend sommer vat en vir iemand stuur. En te sê kyk uit jou situasie uit. Ek het so ontsag vir en vir het gedeeltes in die woord waar Paulus in die woord is wat hy uit die tronk uit skryf. Maar hy nog steeds is dankbaar is. Besig is om te wag vir sy verhoor en gevonnis is selfs en nog steeds dankbaar is. Wow. Geniet jou middag. Ek kyk uit om vanaand 8:00 saam met jou te kuier en ook so hierdie week in die aande 8:00 ook so saam met te kuier. Onthou Hemelvaartdag, Donderdag gaan ek ook 10:00 die oggend sommer net die woord ook deel vir die wat dit daar kan bywoon en dalk nie die aand nie. Maar die aand wel het ons ook dan ons gebedsaande op Donderdag. Dit was vir my baie lekker geweest om saam met jou te kuier en ja, dankie vir julle wat vir my ma bid. Ek sien sy's aanlyn ook en nog nie gesond nie. Sy sê daar's beterskap, maar sy's op en af en ons vertrou God vir môre met die uitslag kom, so ons vertrou God vir positiewe resultate, dat ons kan agterkom ook, jy weet wat die fout is. Lekker geweest om saam met jou te kuier, geniet jou Sondag, kyk uit om saam met jou vanaand te kuier, die Here is baie lief vir jou, God bless, mooi dag.